Goeiedag en baie welkom by vandag se Sinmaak. Sinmaak, waar ons saam sin maak oor die skrif en die wil van God. Nou, soos wat julle reeds weet, het ons nou al 'n tydjie gevorder met 1 Petrus en ons is vandag by 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 waar ons saam sin maak oor die wil van God. Ek lees vir ons die 2020 vertaling soos altyd, ouer gewoonte. Ek wil elkeen van julle aanmoedig om julle eie vertaling te gebruik soos wat julle goed dink. Maar fokus maar op die 2020 vertaling, omdat hy ook baie nader aan die oorspronklike bedoeling is as die 83 byvoorbeeld. Maar dit maak nie saak nie. Kom ons lees net saam die Bybel sodat ons uiteindelik kan sin maak van die wil van God. Ek wil elkeen van julle aanmoedig om die video net hier te pause en dan die teks eers self deur te lees en dan daarna breek ons die teks saam oop. So dis 1 Petrus 4 vers 7 tot vers 11. Nadat ons dit nou saam gelees het, kyk ons nou vanaf vers 7. Die einde van alle dinge is op hande, daarom moet julle selfbeheerst en nigter wees met die oog op gebed. In hierdie vers sien ons Petrus begin met 'n eskatologiese perspektief wat hy mee begin. En hy sê die einde van alle dinge is op hande. Nou, eskatologie is die studie oor die eindtyd, die dinge van die wederkoms, die laaste dae, laaste oordeel van Christus ensovoorts. So alles wat te doen het met die wederkoms van God kan ons klassifiseer onder eskatologie. As ons dit sommer maar net in normale terme wil sê, dit is 'n kategorie naam vir alles wat val onder die eindtyd, die oordeel, die terugkom ensovoorts. Sodat ons praat van breekware en wanneer ons sê breekware, dan sluit dit alles in van glasborde, messe, virke ensovoorts, of breekware spesifiek, bekers, koppies, sulke dinge, glase, terwyl eetware sluit in dan enigiets wat gaan rondom die eetgerei, messe, virke ensovoorts. So eskatologie is die studie van alle laaste dinge. In hierdie teks sien ons, hy wil die perspektief plaas daarop, en dit is die inleiding, die konteks. So terwyl die einde nou amper hier is, die einde van alle dinge is op hande, dit is nou hier, wees bedagsaam, wees op die uitkyk daarvoor. Daarom moet julle selfbeheers, nigter wees, met die oog op gebed. Dis die 3 dinge wat Petrus verwag van die mense wat hom hoor, die hoorders. Eerstens moet hulle selfbeheers wees, wat beteken dit? Om verstandig op te tree, om beheer uit te oefen op jou eie gedagtes, jou eie gewoontes, dinge wat jy doen, om selfbeheers te leef. So dit kom ook terug na om ordelik te leef, om nie onordelik om te gaan met die dinge wat ons mee besig is nie. So selfbeheerst te lewe. Om die begeertes ook van ons harte uit te oefen, maar om ons gedagtes in toom te hou, sodat uiteindelik nie gaan op 'n dwaalspoor nie. Die tweede element wat hy op wil klem plaas is nigter. Nou natuurlik jy dood eenvoudig, moenie dronk wees nie. Maar behalwe vir dit, dis ook vry van oordrewe emosies, ligsinnigheid, vry van logiese, of jy dink logies, maar jy is vry van die illusies wat daar is in hierdie wêreld. Dink nigter oor dinge. So, wanneer jy selfbeheerst is, en jy beoefen selfbeheersing, en jy fokus nie meer op die aardse dinge, en die hier en die nou nie, dan gaan jy ook nie emosioneel raak, en emosioneel optree nie. Hy gaan verder en die derde aspek waarvan hy praat is dan gebed. So, in gebed is daadwerklik gesprek met God. So ons moet in gesprek met God die heeltyd lewe, terwyl ons weet die eindtyd is hier, of die einde van alle dinge is op hande. Nou, wat hier ook beklemtoon word, is die ordelikheid waarin ons moet bid. Ons kan nie net in onorde bid nie, ons moet deurlopend bid, deurlopend moet ons fokus op God en sy wil, en met hom in gesprek wees. Maar bo alle dinge, soos wat ons sien in vers 8, bo alles moet julle mekaar innig lief hê, omdat die liefde 'n menigte sonde bedek. Wanneer hy sê bo alle dinge, en in die 83 vertaling gebruik hy dieselfde, maar wat hy hiermee sê is, kry julle prioriteit reg. Fokus en kry julle prioriteit reg, en maak seker dat die liefde daar moet wees tussen mekaar, want die liefde oordek alles. En spesifieke fokus hier val op die liefde soos wat dit beskryf word in Paulus se briewe in 1 Korintiërs 13, waar hy praat van hierdie liefde.
Nou, innige liefde kan ook vertaal word met vurige liefde. Laat ons 'n vurige liefde hê. Moenie vurig en passievol met mekaar verwant nie. Dit is 'n vurige liefde gedryf deur ek gee om. Terwyl passievol iets heeltemal anders is en dis romanties in aard. So hy sê hê mekaar vurig lief, innig lief. En dan gaan hy verder die liefde 'n menigte sondes bedek. Wat word bedoel met bedek? Dit is soos wanneer ons 'n netjie oor die kos gooi, want die vlees in die kombuis, ons sukkel om die vlee uit te kry, so nou gooi ons 'n netjie of 'n ding daaroor, sodat ons die vlee ook kan flous, weghou van iets spesifieks. So ons maak dit toe. Die sonde maak ook, of die liefde maak ook uiteindelik die sonde toe, sodat ons nie teen mekaar goeders hou nie, sodat ons nie uiteindelik in hoogmoed met mekaar praat nie, sodat ons uiteindelik ook in liefde met mekaar optree. Hy gaan verder en hy sê dan, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te mor. Hier is vir my 'n bitter mooi vers, omdat hy praat van gasvry. Nou wat beteken gasvry? Die bedoeling hier en wat die oorspronklike taal se definisie is, volgens Louw-Nida se Woordeboek, sê hy gasvry is 'n daad van gasvryheid of liefde wat betoon word teenoor 'n vreemdeling. So dit is gasvry teenoor vreemdelinge. Dis 'n liefde vir vreemdelinge. Ek ken jou nie, maar kom sit aan tafel saam met my. Daar's 'n gasvryheid wat betoon word. En dan, hoe moet ons hierdie gasvryheid betoon? Sonder 'n gemor en 'n gekla en 'n gemurmurering en ek wil nie regtig nie en o wee, ek is nie lus nie en so dit gaan oor, jy moet dit nie uit plig uitdoen nie, maar jy moet dit doen uit die liefde, die dankbaarheid wat daar ook uiteindelik is, omdat Christus dit ook aan ons bewys het. Petrus is besig om hierso 'n kerntema uit te lig wat baie ook te sien is in tekste soos in Paulus se briewe, spesifiek Romeine 12 vers 13 en 1 Timoteus 3 vers 2, waar hy dan ook hiervan praat. En nou ook die konteks van die tyd moet ons in gedagte hou. Hulle het huisgemeentes gehad, waar mense by mekaar gekom het by huise, en wanneer hy dan sê, wees gasvry teenoor mekaar, wil hy ook dit benadruk, dat ons moet fokus om die mense wat nou vreemdes is, ook hulle in te nooi, in te bring en vrygewig en gasvry teenoor hulle te wees. Hy gaan verder, vers 10. As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. So verskillende mense het verskillende gawes gekry. En Petrus wil nou hier beklemtoon dat ons moet ook goeie bestuurders wees van hierdie gawes. Veelvoudigheid, natuurlik, daar is ons menigte gawes wat gegee word, en deur wie word dit gegee? Deur God. Ons sien dit daar aan die einde van hierdie sinnetjie, van God af. Ons moet nou hierdie gawes wat daar gegee word, gebruik om uiteindelik mekaar te dien. Nie eiewillig of eiesinnig mekaar of myself te bedien nie, maar om almal in die gemeenskap van gelowiges te dien. So as jy goed kan koffie maak, moenie net vir jouself koffie maak nie, maak koffie vir die gemeente. As jy goed kan skink, skink vir almal. Skink, laat dit goed gaan. As jy mooi kan verf die kerk se kombuis uit. Verf die badkamers uit. Verf wat ook al jy wil verf tot opbou van die eenheid van Christus. Dis ook wat hierso beklemtoon word. Dit is nie net gawes wat gegee word aan onsself nie, maar is ten doel tot uiteindelik van die gemeente en die gemeenskap. As dit is om gasvry te wees teenoor mense, doen dit. As dit is om uiteindelik mense kos te maak en mense te voed, doen dit. Doen dit tot eer van die Here, deur die gawes wat hy vir jou gegee het. Hy gaan oor in vers 11. Nou vers 11 is nou die besonderse bedieningselemente waarvan hy praat. Nou, hy het 'n algemene stelling gemaak, nou gaan hy in die besonderse in, en hy sê in vers 11, as iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees. As iemand dien, laat dit wees vanuit die krag van God, wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig. Amen. Vers 11 beklemtoon twee belangrike gawes. Eerstens, prediking. Nou onder prediking sluit in die prediking, woordbediening, soos ons sien op Sondag, en tweedens sien ons praktiese dade. Dit wat reg is en goed is en mooi is ook in die oë van die Here. En dit moet nie geskied uit eie willigheid uit nie, maar dit moet geskied uit die krag van God,
sodat God in alles verheerlik kan word. God moet verheerlik word deur dit wat nou plaasvind, deur die woord wat bedien is, deur die dinge wat hier plaasvind. Nie ander mense nie ander dinge nie, maar deur God alleen. Hy gaan verder en hy sê, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, is aan Christus Jesus vir ewig en ewig. Dit beklemtoon ook Christus se heerskappy en koningskap oor dit alles. Terwyl ons dan ook sien, wanneer hy sê amen, dan sê hy, dit is waar en dit is seker en dit sal so wees. Ek hoop vir elkeen van ons het hierdie deel van Petrus sin gemaak, sodat ons ook die skrif in die geheel kan sien, dat die skrif sin maak vir ons, en dat ons ook so die wil van God kan uitleef in ons daaglikse basis. Mag het julle goed gaan, tot volgende week, totsiens.